Johannes 4 vers 16 tot 26. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy sê tereg, 'n man het ek nie, want jy het 5 mans gehad. En die een wat jy nou het is nie jou man nie, jy het die waarheid gepraat. En die vrou sê vir hom, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorvaders het op hierdie berg gaan bid, maar julle sê, Jerusalem is die plek waar aanbid moet word. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid dit wat ons verstaan. Want die verlossing kom uit die Jode. Daar kom egter 'n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juist sulke aanbidders hê. God is gees, en wie hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet die Messias kom wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Jesus sê vir haar, ek is die een wat met jou praat. Ons het verlede keer gesien, in hierdie gesprek wat Jesus met die Samaritaanse vrou by die fontein gehad het, dat sy Jesus se woorde nog baie letterlik verstaan. En wat Jesus nou vervolgens in vers 16 tot 26 gaan doen, is, hy wil haar juis wys op haar diepste geestelike nood. Hy wil juis vir haar wys dat dit wat hy voorheen gesê het, moet sy nie letterlik verstaan as 'n letterlike water waarvan sy moet drink nie. Maar hy verwys na homself. Hy is die ewige bron, die ewige fontein van water. En net soos met Nathanael, toe Jesus vir Nathanael geroep het, julle kan onthou, hy het vir Nathanael gesê, ek het jou gesien, ek het jou geken nog toe jy daar onder die vyeboom was. En net soos Jesus dinge geweet het van Nikodemus, wat andersins nie algemene kennis was nie, so sien ons nou, Jesus weet ook sekere dinge, geheime dinge, persoonlike dinge, van hierdie Samaritaanse vrou, wat hy eintlik nie van moes geweet het nie. Dis nie algemene kennis nie. En sy het dit sekerlik definitief nie vir hom vertel, vir hierdie vreemde Joodse man wat met haar gesels nie. Hy vra vir haar, gaan roep jou man. En sy erken, sy het nie 'n man nie, sy het 5 mans gehad, en een wat sy nou het, is nie haar man nie. Wat die rede ook al vir al hierdie mans was, wat Jesus nou vir haar wil wys is, dat sy besig is om 'n geestelike leemte te vul, te probeer vul. Sy is op soek na iets wat sy nie gaan vind by hierdie aardse liefdes, by hierdie mans nie. Sy is op soek na iets wat net God vir haar kan gee. Julle sal onthou, ons het gelees uit Jeremia 2 vers 13, die vorige keer in die vorige verse. En daar het ons gesien dat aardse dinge, tydelike dinge, wêreldse dinge, ander gode, dis soos waterbakke wat nie water hou nie. En dis wat Jesus hier vir haar illustreer. Hy sê vir haar, luister, jy is besig om jou vertroue te stel op ander dinge, maar ek kan vir jou, ek is die fontein, ek kan vir jou die water van die ewige lewe gee. Jy is op soek na iets, jy is geestelik op soek na iets. Jy weet nog nie wat nie, maar ek is die een wat vir jou alles kan gee waarna jy op soek is. Ek is die antwoord op al jou vrae. Dit is wat Jesus hier by haar wil tuisbring. Hy is besig om hierdie groot persoonlike ding voor haar oë te sit, die feit dat sy met soveel mans al was, dat sy soveel mans het, en dat sy dit erken het, is vir haar natuurlik iets van 'n verleentheid. So, wat sy sê is, ek sien dat u 'n profeet is. Hoe anders sal Jesus hierdie dinge weet? En kyk nou wat doen sy. Vers 20. Ewe skielik, in hierdie ongemaklike situasie, verander sy die onderwerp. Ons voorvaders het op hierdie berg gaan bid, sê sy, maar julle sê Jerusalem is die plek waar ons moet aanbid. Wat doen sy? Sy hou nie van hierdie ongemaklike gesprek nie, sy hou nie daarvan dat Jesus hierdie persoonlike dinge van haar weet en uitlig nie, sy hou nie daarvan dat hy haar sonde uitwys nie, sy hou nie daarvan dat sy in die lig moet inkom sodat haar dade aan die kaak gestel kan word nie. Julle kan Johannes 3 onthou, Jesus se gesprek ook met Nikodemus. So sy rig Jesus se aandag op iets anders. Sy is besig hier om 'n religieuse debat te probeer ontlok.
Sy sê die Samaritane sê aan die een kant, op hierdie berg moet daar aanbid word. Hierdie berg bedoel sy Gerizim, daar was 'n Samaritaanse tempel wat daar gestaan het. Maar die Jode sê Jerusalem, dit is die plek waar ons moet aanbid. So watter een is dit, Jesus? Maar Jesus raak nie betrokke by hierdie religieuse debat nie. Hy sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n tyd dat julle nog op hierdie berg, met ander woorde hierdie plek in Samaria of in Jerusalem gaan aanbid. Julle gaan aanbid in gees en in waarheid. Daar sal 'n tyd kom wat julle sal aanbid in gees en in waarheid. Wanneer is hierdie tyd wat julle so sal aanbid? Dit is nou, sê hy. Die tyd waar julle nie meer gaan aanbid in plekke, soos in tempels, soos hier in Samaria op hierdie berg, of in Jerusalem, of in daardie tempel, of daardie plek nie. Daardie tyd is verby. Ons is nou, sê Jesus, in die tyd van die nuwe verbond wat Jesus aankondig, wat hy bring, die beter verbond, die beter beloftes. Ons aanbid nie meer in 'n plek nie, by 'n plek nie, maar nou in gees en waarheid. Dis vir God belangriker hoe ons aanbid, met watter gesindheid ons aanbid, en nie waar en watter plek ons aanbid nie. Hierdie is die waarhede, hierdie is die dinge van die nuwe verbond wat Jesus aankondig. Dit het deurgebreek. Die Samaritane het ook die Christus verwag. Net soos ons gelees het vroeër in Johannes, hoe die Jode ook 'n Christus verwag het. Die Samaritane het ook geweet, daar kom 'n profeet, maar hierdie vrou het nog nie die skakel gemaak nie. Sy het nog nie gesien dat die profeet wat sy in Jesus sien, eintlik die Christus is nie. En wanneer hy kom, sal hy al hierdie dinge aan ons bekend maak. En wat sê Jesus dan? Jesus weer eens, Ou Testament. Eksodus 3 vers 14 hierdie keer. Ons het boontoe het ons gelees hoe hy met haar praat vanuit Jeremia 2 vers 13. Hier praat hy uit Eksodus 3 vers 14. Hy sê vir haar, ek is. Dit is die woorde wat Jesus in Eksodus 3 vers 14 aan Moses gesê het. Moses vra in die brandende doringbos, sê hy, maar wie sal ek vir Israel te sê, wie het my gestuur? En dan sê God, ek is wat ek is. Jesus sê, ek is. Dit wil sê, die Christus wat julle verwag, die profeet waarvan jy praat, dit is wie ek is. Ek is die een wat met Moses gepraat het. Ek is die profeet. Ek is die Christus. Ek is die seun van God. Ek is die fontein van die lewe. Hier staan ek reg voor jou. Ek is die antwoord op al jou vrae. Ek is die een wat jou diepste dors les. Wat 'n aangrypende oomblik moes dit nie vir daardie vrou gewees het nie. 'n Jood wat met 'n Samaritaanse vrou kom praat en vir haar sê, ek is ook gestuur vir jou en jou redding en jou verlossing. Baie mense beweer, Jesus het nooit sy godheid in soveel woorde gesê of bekend gemaak. En met ander woorde, Jesus het nêrens gesê hy is God nie. So beweer die mense. Was natuurlik nie waar en daar's heel wat voorbeelde en hierdie is sekerlik een van die beste voorbeelde. Jesus sê, ek is. In ander woorde, in die taal van Eksodus 3 vers 14, ek is God. Dit sê Jesus baie uitdruklik. Liewe vriende, die Here Jesus, wat God is, hy ken ons geskiedenis. Selfs ons diepste geheime. Soos hierdie vrou wat 'n geskiedenis gehad het. Hy weet waarna ons soek. Net Jesus kan vir jou gee waarna jy ten diepste verlang. Die belangrikste vir die Here is dat ons nie in 'n uiterlike godsdienstige aanbidding verval nie, maar dat ons met ons hele hart in gees en in waarheid na hom soek en hom sal aanbid. Dat ons sal sien, hy is die Christus, die fontein van die lewe. Al die ander dinge waarop ek my hoop gestel het, al die ander dinge waarna ek soek, al my ander verwagtinge, dit is alles maar stikkende, gebarste waterbakke. Jesus,
Hy is die fontein. Hy is die ek is. Troue Vader wat in die hemel is, ons wil U in gees en waarheid aanbid. Ons dankie dat ons nie meer by spesifieke plekke U hoef te aanbid nie, maar dat U Heilige Gees nou in ons harte woon. U maak ons werklik deur U Heilige Gees soos fonteine wat opborrel. En so kan ons deur die Gees ook met die regte gesindheid U naam aanroep. Wil U dat elkeen wat vandag hier saam lees, wil U tog ons diepste hartsverlange vul, ons diepste dors les. En ons weet ons kan dit net van U vra in die naam van die ek is, die Here Jesus Christus. Amen.